Ek is dankbaar dat julle almal vanoggend hier is. Die gedeelte in Efesiërs waarmee ons besig is geweldig belangrik vir ons lewens. Verlede week se boodskap oor die waarheid volg vandag op. En ek wil vir julle sê, die hele week wat ek voorberei het ek vir Cindy gesê, ek dink vandag gaan 'n moeilike boodskap wees. So ek wil vir elkeen van julle sê, jy is hier met 'n rede vanoggend om hierdie boodskap te hoor. God het 'n afspraak met elkeen van ons met hierdie boodskap vanoggend. So kom ons bid saam en ons vra die Here se seën. Here, ons is maklik om by mekaar te kom en te vra dat U wil geskied in ons lewens. Maar ek dink nie ons as gelowiges besef altyd wat dit beteken as ons dit vra nie, Here. Here, U wil is heilig, U wil is gehoorsaam en U wil is waarheid, Here. Maar omdat ons U kinders is, het U vir ons alles gegee wat ons nodig het om so te kan lewe. Here, al wat U verg is gehoorsaamheid van ons af. Here, vandag gaan ons hoor dat hierdie wapenrusting wat U vir ons gegee het, Here, is foolproof, maar U los ons met 'n verantwoordelikheid. Here, en ons weet dat hierdie woorde wat ons uit die skrif uit lees, beteken niks as U Gees dit nie in ons harte wakker maak nie. En ek wil U vra vanoggend, Here, dat die Heilige Gees in elkeen van ons harte sal werk. Dat hierdie woorde wat ons vanoggend gaan hoor, Here, dat dit sal lewendig word. Ons eer U vir U woorde, Here. Ons eer U vir U genade en U goedheid, Here. En ons eer U dat ons U ons Vader in die hemel kan noem. Here, seën my ook asseblief dat ek U woorde reg sal gebruik en dat U alleen verheerlik sal word daardeur. Amen. Julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs 6. Ons gaan weer die hele wapenrusting lees. Efesiërs 6 van vers 13 tot 18. Aan die einde. Efesiërs 6 vers 13 tot 18 en ek lees uit die woord van die lewende God. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die nag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord met die borswapen van die geregtigheid aan. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Tot sover. Nou voordat ons vanoggend aangaan met die wapenrusting in Efesiërs, wil ek eers na 'n ander skrifgedeelte gaan kyk vanoggend en dit is in 2 Petrus 1. Nou in hierdie gedeelte sê Petrus baie dieselfde as wat Paulus in Efesiërs vir ons sê. Hy praat van die krag wat ons reeds het. Hy sê ons het reeds alles ontvang om 'n goddelike lewe te kan lei. Hy praat van die beloftes wat ons reeds ontvang het. En dan sê hy dat ons lewenstyl anders moet wees. En hy sê dan, as jou lewenstyl goed is, sal jy God beter leer ken. Met ander woorde, as jy committed is aan God, dan sal jy committed wees aan die kennis van God. Nou kom ek lees hierdie paar verse en luister mooi na die ooreenkomste wat daar is tussen hierdie gedeelte in Petrus en dan dit wat ek nou net gelees het in Efesiërs. En ek gaan lees van vers 3 tot 8 en ek lees hierdie paar verse vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Deurdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Deur hierdie selfde krag het hy sy kosbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat julle deel gekry het aan sy goddelike natuur. So het julle vrygekom van die proses van agteruitgang wat as gevolg van die neigings van ons menslike natuur orals en almal laat sleg word. Juis om hierdie rede moet julle alles in julle vermoë doen om te wys dat hierdie beloftes vir julle waar geword het. Dan sal julle geloof meebring dat julle leefstyl goed is. 'n Goeie leefstyl bring weer mee dat jy God beter leer ken.
As 'n mens God ken, kan jy jouself dissiplineer. Selfdissipline bring weer mee dat 'n mens kan uithou en aanhou. En hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby aan God. 'n Lewe naby aan God skep liefde vir ander gelowiges en uiteindelik is dit hierdie positiewe houding teenoor medegelowiges wat meebring dat jy almal liefhet. Met ander woorde, jy kan jou lewenstyl aanpas. En jy moet jou lewenstyl aanpas. En dan sê Petrus iets wat Paulus nie sê nie. En dis hier wat ek wil uitkom. In vers 8. Hoe meer julle op hierdie wyse groei, hoe meer sal die feit dat julle ons Here Jesus Christus ken, veroorsaak dat julle nie nutteloos en geestelik onproduktief is nie. Petrus sê dat as jy nie so groei nie, as jy nie jou lewenstyl aanpas nie, dan is jou lewe nutteloos en geestelik onproduktief. Weet julle wat beteken nutteloos? Useless. As jy na die direkte vertaling van Grieks gaan kyk, dan sê Petrus hier, as jy nie jou lewenstyl aanpas by die kennis van God nie, dan is jou geestelike lewe useless vir God. Absoluut useless. As jy nie groei, soos wat Petrus en Paulus dit in hulle briewe geskryf het nie, dan is jy useless vir die koninkryk van Christus. God besluit om jou nie te gebruik nie. Want jou getuienis is nie heilig nie. Jy sal mense evangeliseer, jy sal met hulle praat oor God, jy sal met jou man of jou vrou en jou kinders en familie praat oor Jesus, jy sal vir hulle vertel van sy kruisdood, jy sal vir hulle vertel van sy offer aan die kruis, en dit sal geen effek op hulle hê nie. Dit sal geen effek op hulle hê nie. Jy sal geestelik nutteloos wees vir God. So nutteloos, dat God besluit om nie jou getuienis te gebruik nie. Hoekom sal God jou nie gebruik nie? En as ons nou terugkyk na Efesiërs, want jy het hierdie hemelse posisie van jou nie prakties toegepas in jou lewe nie. Met ander woorde, jy sê jy's 'n Christen, maar jou lewe lyk nie so nie. Dan gaan God jou nie gebruik nie. En weet julle wat's hartseer van hierdie harde woorde? Want dit is harde woorde wat Petrus hier skryf. Daar's duisende en duisende ware gelowiges in kerke vandag wat useless is vir God. God wil hulle nie gebruik nie, want hulle is skynheilig. Hulle lewe met openlike sonde, wat beteken, hulle rebelleer teen God en teen die woord van God. En julle moet mooi verstaan, hierdie mense gaan steeds hemel toe. As jy gered is jy gered. Onthou jou posisie in Christus. Christus het dit vasgemaak. Jy het niks gedoen om daai posisie te ontvang nie. God hou jou veilig. Maar dit beteken hier op aarde, doen jy niks vir die koninkryk van Christus nie. Dit wat jy hier doen op aarde, het geen effek op jou posisie in Christus nie. Geen effek nie, want jy het dit nie gaan haal nie. Jy het dit nie gekry nie. Jy het dit nie besluit daarop nie. Christus het dit as genade vir jou gegee. En dis amper skokkend om te dink, dat ware gelowiges kan nutteloos wees vir die koninkryk van Christus. Nou, met hierdie inligting wil ek jou vra, het jy na verlede week, die lospunte in jou lewe begin vasmaak? Het jy met die waarheid en die beld van die waarheid jou eie lewe begin ondersoek, om hierdie lospunte in jou lewe te begin vasmaak? Of het jy maar net aangegaan met jou lewe, en nie weer aan Sondag gedink nie, en nie weer aan die boodskap gedink nie? Hoe committed is jy om 'n lewe van waarheid vir Christus te lewe? Ek en jy is in 'n oorlog betrokke. En as jy nie die volle wapenrusting van God aan het nie, sal jy hierdie oorlog verloor. Jy gaan nie moontlik hierdie oorlog verloor nie. Jy gaan nie amper hierdie oorlog verloor nie. Jy gaan nie heel waarskynlik hierdie oorlog verloor nie. Jy sal hierdie geestelike oorlog verloor as jy nie hierdie wapenrusting aan het nie. Jy gaan nie net die oorlog verloor nie. Jy gaan nog 'n dwaas wees ook. Jy gaan 'n dwaas wees in die oë van God. So jy gaan 'n dwaas wees wat die geestelike oorlog verloor.
Verlede week het ons na die eerste stuk toerusting gekyk van 'n geestelike soldaat, die beld van die waarheid. En Paulus het geskryf, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. En julle moet onthou, soos het ons week vir week na elke stuk toerusting kyk, hierdie hele mondering, hierdie geestelike mondering, pas perfek in by mekaar. Ek en jy moet nie hierdie oorlog gaan soek nie. Ons moet nie die vyand gaan probeer najaag en hom probeer bind en sy trawante probeer konfronteer nie. Ons moet vas staan. Ons moet staan. Ons weet, die oorlog sal na ons toe kom. Ons weet dit is 'n given, dit word vir ons gesê in die woord. Ons moet vas staan. Jy moet reg wees vir die oorlog. Jy moet committed wees met die beld van waarheid. Jy moet al hierdie losdele van jou lewe vasmaak, wat blootgestel word aan onwaarhede. Al hierdie goeders waarin jou oë en jou ore blootstel, van die leuen van die wêreld. Jy moet dit begin losmaak. En jy moet jouself begin blootstel aan die waarheid van Christus. En dan gaan hy verder in vers 14 met die tweede stuk toerusting. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. Nou die eerste ding wat julle moet kyk, daarso staan, met die borswapen van die geregtigheid aan. Die sinkonstruksie is van so 'n aard geskryf, laat dit skep die indruk, jy trek hierdie borswapen aan, en jy trek hom nooit in jou lewe weer uit nie. Hy's permanent aan. En julle sal nou sien, hoekom ek nou daarna toe verwys. So wat is 'n borswapen? Wat die konteks wat Paulus hier gebruik? Dit is basies 'n bulletproof vest. As ons nou moet kyk in ons vandagse tye, die borswapen van 2000 jaar terug van die Romeinse soldate was basies 'n bulletproof vest geweest. Dit was 'n stuk toerusting geweest om hulle organe te beskerm. Hulle hart, hulle longe, hulle ingewande en hulle rug. Dit was die vital organs. Dit is wat dit is. Party van hierdie borswapens was gemaak van velle leer. Hulle het velle leer op mekaar vasgewerk. Dan was daar weer 'n borswapen geweest wat hulle bok of beeshorings gevat het en dit fyn skyfies gesny het en dit op leer vasgeplak het om dit sterker te maak. Dan in meer moderne tye was daar soldate geweest wat fyn kettingkies gevat het en dit in sulke lae oor hulle borswapens gehang het. Ons almal het al movies gekyk met hierdie ouens aan. Dit lyk asof hy omtrent nie kan loop nie. As jy na Dawid en Goliat prente gaan kyk en Dawid die gevegstoerusting van koning Saul moet aantrek, skep hulle die indruk as hierdie swaar goed en hy kon nie geloop het daarmee nie. Dis omtrent wat dit was. Maar dit was gewees om die organe van die soldaat te beskerm. Want 'n soldaat wat 'n lem of 'n pyl in sy arm kry, kan nog steeds fight. Hy kan nog steeds oorlog hou. Maar 'n soldaat wat 'n lem of 'n pyl in hierdie gedeelte van sy liggaam kry, is basies dood. Dit is net 'n kwessie van tyd voordat hy homself gaan uitbloei. So dit was krities belangrik geweest om hierdie gedeelte van jou liggaam te beskerm. So hoekom gebruik Paulus hierdie beeldspraak? Want die mense van daai tyd het gepraat van gedagtes was jou hart geweest. Ons praat ook nog steeds, so my hart is seer. Maar eintlik is dit my gedagtes wat iemand mis. En hulle emosies het hulle beskryf uit hulle maag uit. Ons praat vandag nog steeds, so ons sal byvoorbeeld sê, ons het 'n gut feeling oor iemand. Maar eintlik is dit ons emosies wat ons lei en ons gedagtes wat ons lei. So hulle beeldspraak was gewees om hierdie gedeelte te beskerm, maar ons weet die konteks is om jou gedagtes te beskerm. So die borsharnas gaan oor om jou gedagtes en jou emosies te beskerm. En hoe beskerm ons gedagtes en ons emosies? Deur om die borswapen van die geregtigheid aan te trek. Die Engelse praat van righteousness. Ons moet righteousness aantrek. Nou daar's drie tipes geregtigheid. En nou sonder om te diep teoreties en teologies in hierdie drie tipes geregtigheid aangaan, gaan ek vinnig vir julle verduidelik wat is die drie tipes. Die eerste een is toegerekende geregtigheid. Die Engels praat van imputed righteousness. Nou ek het 'n mooi definisie hierso. Toegerekende geregtigheid beteken dat God die volmaakte geregtigheid van Jesus Christus aan die gelowige toeskryf asof dit sy eie is. Ons word dus nie regverdig gemaak deur ons eie werke nie, maar deur geloof ontvang ons Christus Jesus se geregtigheid. So wat dit basies beteken as jy tot geloof kom, dan plaas God Christus se geregtigheid, perfekte geregtigheid op jou. En dit is hoekom die kruisdood so belangrik is, want nou as jy hier sit vandag en jy's gered, as God na jou kyk, sien hy vir Christus. En as hy na Christus kyk, sien hy jou sonde. Want jou sonde is op Christus geplaas. Dit is
toegerekende geregtigheid. Met ander woorde, ons is regverdig verklaar voor God deur ons geloof in Jesus Christus. Dis nie die geregtigheid waarvan Paulus hier praat nie. Ons sien dit in 2 Korintiërs 5 vers 21. God het hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak ter wille van ons, sodat ons op grond van ons hegte verhouding met Christus deur God vrygespreek kan word. So ons is vrygespreek van ons sonde. Ons is regverdig verklaar. Onthou julle Efesiërs 1, 2 en 3, jou posisie in Christus? Dit is wat hier, dit is toegerekende geregverdigheid. Die tweede een is selfgeregtigheid. Die Engelse woord gaan vir julle meer self-righteousness. Nou selfgeregtigheid beteken dat 'n mens dink jy is regverdig of aanvaarbaar op grond van jou eie werke, jou eie gehoorsaamheid of jou eie godsdienstigheid, eerder as op grond van Christus. Met ander woorde, jy dink jou karakter en jou werke is goed genoeg om God tevrede te stel. Dis self-righteousness. Filippense 3 vers 9 skryf Paulus, ek probeer nie langer my saak met God regstel deur die wet te gehoorsaam nie, maar deur in Christus te glo. Deur die geloof stel God ons saak met hom reg. So as jy dink jy kan dit self doen, dan is jy self-righteous. Jesus het vir ons 'n goeie voorbeeld daarvan gegee in Lukas 18 vers 9 tot 14. Toe het Jesus hierdie gelykenis vertel met die oog op sommige mense, hoor nou hierso. Toe het Jesus hierdie gelykenis vertel met die oog op sommige mense wat oortuig is dat hulle saak voor God reg is, maar die ander mense verag het. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself gebid, o God, ek is dankbaar teenoor U dat ek nie soos die ander mense is nie. Diewe, onregverdiges, ontuchtiges of soos hierdie tollenaar. Ek vas 2 keer gedurende die week en ek gee 10de van alles wat ek verdien. Die tollenaar het op afstand bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het vol skuldbesef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my 'n sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, eerder as die eerste een, gaan huis toe as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat homself verhef bo ander, sal verneder word. Maar hy wat homself nederig ag, sal verhoog word. Dis self-righteousness. Jy dink, jy kan dit op jou eie doen. Jy dink jy het God nie nodig nie. Jou eie goeie karakter en jou goeie mens wees, sal jou in die hemel kry. Typies mense wat dink hulle het geestelik gearriveer. Hulle ken die Bybel, hulle hoef niks meer verder te leer nie, hulle is fine met God. As jy dink God kan jou nie meer help in jou geloofslewe nie, dan is jy self-righteous. Nou sommige teoloë beskryf self-righteousness as die ergste sonde wat 'n mens kan doen. Want jy dink jy het God nie nodig nie. Die derde tipe geregtigheid, en dit is die geregtigheid waarna Paulus hier verwys. Praktiese geregtigheid. Dit beteken die regverdigheid wat 'n gelowige in die daaglikse lewe uitleef deur gehoorsaamheid aan God se woord. Hierdie gehoorsaamheid is nie die grondslag van ons regverdigheid nie. Onthou, ons grondslag is geleë in Christus, maar die vrug daarvan in ons gedrag, en die vrug daarvan in ons keuse, en die vrug daarvan in ons dade. Met ander woorde, hierdie geregtigheid, die borswapen, is jou praktiese lewe. Dis waarna Paulus verwys. Jakobus 2 vers 17 sê, dis duidelik om net te sê, jy glo, is nie genoeg nie. Jou mondelingse belydenis beteken niks. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik nie geloof nie. Sulke geloof is dood en dit help niks. Jou praktiese lewe, dit is hierdie geregtigheid waarvan hierdie borswapen praat. Johannes 15 vers 8. Jesus is in die woord en hy sê, dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Die borswapen van geregtigheid is hoe jy lewe. Dit is die vrug van jou lewe en dit is die vrug in jou lewe. Dis die borswapen. Kan julle onthou waarmee het ons begin in Efesiërs 4 vers 1? Wandel waardig volgens die roeping waarmee julle geroep is. Lewenstyl.
Van toe af het ons net gekyk na die Christense lewenstyl en die geestelike oorlogvoering en hierdie hele stuk toerusting van ons is jou lewenstyl. As jy terugdink na Efesiërs 4 vers 24 toe, het Paulus gesê ons moet onsself met 'n nuwe mens beklee. Hy sê wat na God geskape is in 'n ware geregtigheid en heiligheid. En hier is ons nou by die woord waar ons wil wees. Heiligheid. Die borsharnas van geregtigheid is die praktiese applikasie van dit wat God geestelik aan ons gegee het. En wat het God geestelik aan ons gegee? Die heiligheid van Christus. Die borsharnas van geregtigheid is 'n heilige lewenstyl. Dit is wat dit is. Beteken dit dat ek en jy 'n heilige lewe gaan lei soos wat Jesus 'n heilige lewe gaan gelei het? Verseker nie. Beteken dit dat ek en jy sondevry gaan wees, soos wat Christus sondevry was? Verseker nie, maar ons moet strewe daarna. Paulus skryf in Filippense 3, dat as hierdie geregtigheid afgehang het van 'n mens se doen en late, dan was hy die perfekte mens gewees. Hy kom uit die stam van Benjamin uit, hy was besny op die 3de dag, hy was die fariseërs van fariseërs gewees. En hy beskryf dit as dung, mis, diere mis. Dis wat die goeters was, wat hy gedoen het. Dan skryf hy in vers 12, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan aangryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp het. So hy streef na heiligheid. Hy jaag dit na. Daar's 'n dringendheid as hy hierdie skryf. Niks wat hy uit homself uit gedoen het nie, maar die krag van Christus, die heiligheid van Christus wat in hom werk. En onthou jou posisie van Christus. Jy het alle geestelike seëninge reeds ontvang. Jy het die krag. Jy het die krag om heilig te lewe. Jy moet gewillig wees. Dit is waar jou kommitment inkom. Jy moet committed wees en jy moet gewillig wees om hierdie borsharnas aan te trek. Paulus het die sonde in sy eie lewe aangespreek en hy het nog steeds na homself verwys as die sondaar van alle sondaars. Maar hy kon die sonde in sy eie lewe aanspreek, want hy het hierdie posisie van Christus verstaan. Hy het hierdie geestelike oorlogvoering verstaan. Hy het die gevegstoerusting verstaan en hy het hierdie borsharnas van geregtigheid aangetrek. So as jy 'n Christen is, as jy hier sit vanoggend en jy's 'n Christen, jy's 'n wedergebore Christen, dan het jy reeds die gees van God wat binne in jou woon. Dieselfde gees wat vir Christus uit die dood uit laat opstaan. En ook presies dieselfde gees as wat Paulus ontvang het. Presies dieselfde. Met ander woorde, ek en jy het die krag om heilig te lewe. Om te strewe daarna, soos wat Paulus gestreef het daarna. Ek en jy moet strewe na heiligheid. Dit is ons commitment aan God. Dit wys ons is gereed vir die oorlog. Jy moet die borswapen van geregtigheid aantrek en hom aanhou. Onthou julle in die begin het ek gesê, die sinkonstruksie is dat dit is 'n stuk toerusting wat jy aantrek en hom aanhou. Jou lewenstyl moet heilig wees. Solank as wat jy 'n Christen is. Jy moet altyd strewe na hierdie heiligheid. Altyd. Want, as jy nie strewe na heiligheid nie, gaan jy die vyand vatplek gee in jou lewe. En as die vyand vatplek gekry het in jou lewe, dan gaan hy jou verinneweer. En onthou wat sê die skrif. As jy die vyand weerstaan, gaan hy van jou wegvlug. En jy kan dit net doen met hierdie borsharnas aan. So hoe lyk hierdie borsharnas prakties in ons lewens? Dit beteken dat jy elke dag en elke oomblik van elke dag gehoorsaam aan die woord van God moet wees. Dit beteken jy moet eerstens die woord ken. Jy moet tyd in die woord spandeer. Jy moet bid. Jy moet betrokke wees by 'n kerk. Jy moet alle moontlike tyd wat jy het, moet jy spandeer in die woord van God. Jy moet nie beïnvloed word deur die wêreld nie. God gee vir ons die standaard van heiligheid. En dan gee God ook vir ons die tools om hierdie standaard te kan handhaaf. Maar ek en jy moet bereid wees om dit te doen. Ek en jy moet committed wees. Onthou, net soos wat jy wat kinders het,
nie alles vir jou kinders doen nie. So doen God ook nie alles vir sy kinders nie. God het ons geestelik absoluut perfek gemaak. Maar ons moet dit prakties in ons lewens toepas. En dit beteken, jy moet die sonde in jou lewe aanspreek. En net jy kan dit doen. Ek kan nie die sonde in my vrou se lewe aanspreek nie. Sy moet dit doen. Sy kan ook nie die sonde in my lewe aanspreek nie. Ek moet dit doen. En dis waar die kommitment inkom. So hoe lyk 'n Christenslewe wat nie die borsharnas van geregtigheid aan het nie? Jy sal 'n Christen wees sonder vrede en blydskap. Johannes skryf in sy 3 briewe, Johannes 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes, skryf hy geweldig baie waarskuwings vir gelowiges. Maar hoor hoe skryf hy in 1 Johannes 1 vers 4. Ons skryf hierdie dinge sodat ons blydskap volkome kan wees. Johannes waarsku ons teen al hierdie dinge, sodat ons gehoorsaam kan wees, sodat ons blydskap volkome kan wees. 'n Gehoorsame Christen is 'n vrede en vreugdevolle Christen. Sonder gehoorsaamheid gaan jy miserable Christen wees. En ons ken hulle. Ons ken mense wat miserable is. Ons almal ken hulle. Ons ken mense wat oud word, dan is hulle miserable, want hulle is nie gehoorsaam aan die woord van God nie. Die Christenlewe gaan net oor verhoudings. Dis al waaroor die Christenlewe gaan. Dit gaan oor verhoudings tussen jou en God, dit gaan verhoudings tussen jou en jou eggenoot, verhoudings tussen jou en jou kinders, verhouding tussen jou en jou vriende, familie, werksmense, dis al waaroor die Christenlewe gaan. Dit gaan oor verhoudings. En as jy 'n ongehoorsame Christen is, sal al daai verhoudings van jou, daar sal altyd issues wees. Altyd. In al hierdie verhoudings, maak nie saak op, af, links, al hierdie verhoudings van jou, daar sal altyd issues wees. Daar sal nooit vrede, vreugde en blydskap wees nie. Sonde gaan altyd jou vrede steel. Sonde gaan altyd probleme in jou verhoudings veroorsaak. Of met jou man, of met jou vrou, met jou kinders, jou ouers, vriende, familie, werksmense, daar sal altyd issues wees. As jy sonde in jou lewe het, gaan jy verhoudingsprobleme hê. Nou as ek en jy eerlik is met onsself vanoggend, en ons kyk na ons eie omstandighede, en jou eie omstandighede van jou laaste 10 jaar in jou lewe, en jy is nou regtig eerlik met jouself, dan sal jy erken dat die meeste van jou teleurstellings en die meeste van jou omstandighede is as gevolg van jou eie sondes. Meeste daarvan. Ons omstandighede is meeste van die tyd die nagevolg van ons eie sondes. Want ons lewe nie 'n lewe van heiligheid nie. En wanneer ons wel teleurgestel word deur ander mense, of wanneer omstandighede buite ons beheer wel 'n effek het op ons, dan het dit gewoonlik so 'n emosionele effek op ons, dat dit ons vrede steel, en ons vreugde steel. En dan, omdat ons nie hierdie borsharnas aan het nie, dan val ons maar net terug. So beide hierdie voorbeelde wat ek nou genoem het, is as gevolg van sonde in jou eie lewe. Want as jy die borsharnas van geregtigheid aan het, maak nie saak wat die mense om jou doen nie. Jy sal gehoorsaam bly aan God. Sonde en 'n onheilige lewenstyl steel jou vrede. En ons het 'n baie goeie voorbeeld daarvan in die Bybel. Koning Dawid, nadat hy sonde gepleeg het met Batseba, en nadat hy haar man laat vermoor het, en nadat die profeet Nathan by hom gekom het, skryf hy sy sondes bely met 'n rein hart voor God, en hy skryf in Psalm 51 vers 14. Hy sê, gee my tog weer die vreugde van u redding, en maak my gewillig om u te gehoorsaam. So as gevolg van die sonde in sy lewe, het hy die vreugde van sy redding verloor. Hy het nie sy redding verloor nie, hy het die vreugde van sy redding verloor. En dis wat met ons gebeur. Sonde gaan altyd veroorsaak dat jy jou vreugde verloor. Dit is ook om die borsharnas van geregtigheid moet aantrek. Die tweede ding, nog 'n effek wat 'n lewe sonder die borsharnas genees, jy gaan 'n vrugtelose lewe lei. Ek het reeds 'n bietjie daaroor gepraat. 'n Ongehoorsame Christen is 'n onproduktiewe Christen vir die koninkryk van Christus. Wanneer dit kom by die dinge van die Here, is jy nutteloos as jy ongehoorsaam is.
Alles wat jy doen vir die kerk, alles wat jy doen vir die Here, gaan oppervlakkig en dit gaan kortsigtig wees. Jy sal geen geestelike effek op die mense om jou hê nie. Jy sal met mense praat oor God, maar jy gaan nie vrugte dra nie. Die derde effek wat hierdie tipe lewenstyl op die gelowige het, jy sal jou ewige belonings verloor. Nou dit wat 'n ongehoorsame en 'n skynheilige gelowige vir God doen, dra geen ewigheidswaarde by God nie. Niks nie. Soos ek reeds gesê het, jy gaan nie jou redding verloor nie, as jy gered is, maar jy gaan belonings verloor. Hoor wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 3, van vers 12 tot 16. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi en stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. So God gaan jou werke toets. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy 'n loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly. Hoor nou wat skryf Paulus. Alhoewel hy self gered word, maar soos die vuur een. Weet julle dan nie, dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie. En dan laastens, 'n onheilige lewenstyl van 'n Christen bring skande op die naam van God. As jy sê jy's 'n Christen, maar jy lewe 'n ongehoorsame, onheilige lewe, dan bring jy oneer aan Jesus Christus. Jy beswadder die eer en die heerlikheid van 'n heilige God. Paulus skryf in Titus 2 dat ons in alles die lering van God moet aantreklik maak. Jou lewenstyl moet God aantreklik maak vir ongelowiges. En jy kan net aantreklik wees as jy heilig is. Wat dink ongelowiges van jou God as hulle na jou kyk? Dis die vraag wat jy jouself moet vra. Jou sonde is 'n oorlog teen jou siel. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 11 en weer eens let op sy dringendheid hierso. Hy sê geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Jou sondes fight teen jou siel. Jou sondes wil jou siel in die hel kry. En die realiteit is, dis jou sondes, dis jou vlees. Jy is in 'n oorlog teen iemand wat 'n stryd voer vir jou siel. Jy moet jou siel beskerm. Jy moet die sondes in jou lewe uitsny. Jy moet 'n gehoorsame Christen wees wat bereid sal wees om jouself te verloon en dan om committed te wees aan die waarheid van God. En dan gaan jy 'n doelgerigte lewe lei. As jy doelbewus elke dag, heeldag gehoorsaam is aan God, poog daarna jaag om gehoorsaam te wees, dan sal jy nie nutteloos wees nie. God sal jou gebruik. Kan julle onthou wat staan in 2 Korintiërs 10? Ons het in ons 2 inleidingsboodskappe na hierdie gedeelte gekyk, vers 4, 5 en 6. Die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar danksy God kragtig om sterk vestings af te breek, redenasies te vernietig, en ook elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. Ook neem ons elke gedagte gevangene tot gehoorsaamheid aan Christus, en staan gereed om elke ongehoorsaamheid te straf, tot wanneer jy volledig gehoorsaam sal wees. Jy moet jou eie ongehoorsaamheid straf, deur om die sondes uit jou lewe uit te sny. Hoor hoe beskryf Paulus hierdieselfde in Romeine 13 vers 12 tot 14. Die nag het reeds ver gevorder, dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag. Nie met gewyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en ander afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Jy en jy alleen is verantwoordelik vir jou gedagtes. Jy alleen
is verantwoordelik vir die sondes in jou lewe. Jy kan niemand anders die skuld gee vir die sondes in jou lewe nie. Omdat jy in Christus is, het jy die krag en jy die wysheid en jy die vermoë om die sonde in jou lewe te stop. Jy kan wegdraai daarvan af. Jy kan. Geen sonde. Maak nie saak watter sonde dit is nie. Het mag oor jou as jy 'n wedergebore Christen is nie. Jesus het die mag van sonde gebreek in die kruis. Trek die borsharnas van geregtigheid aan, sodat die vyand nie by jou gedagtes en by jou emosies kan uitkom nie. Staan vas en weerstaan die duiwel, dan sal hy van jou af wegvlug. Dit maak nie saak hoe ons na ons eie lewens kyk nie. En dit maak nie saak hoe ons na Jesus se kruisdood kyk nie. Ons lewens in Jesus se kruisdood kom altyd terug na een ding toe. Sonde. Altyd. Dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf het, omdat ek en jy sondaars is. Dit is waaroor die Christenlewe gaan. Dit is hoekom Jesus gesê het, as jy my disipel wil wees, verloon jouself. Hy het nie gesê verloon jouself en gaan Kaïro toe nie. Miskien, later. Tel jou kruis op. Jou kruis is jou eie sonde. Om jouself te verloon, is om jou eie sonde uit jou lewe uit te sny. Dan eers kan jy 'n disipel wees. Gehoorsaamheid aan Jesus Christus is die maatstaf van my en jou Christenlewe. Ek en jy kan Bybelverse ken, ons kan dit quote, ons kan elke dag Bybel lees, jy kan Bybelstudies doen, jy kan vir mense sê jy's 'n Christen, jy kan elke Sondag kerk toe kom, jy kan heel week besig wees met kerkdinge, jy kan geld gee, jy kan die front voorhou dat jy 'n heilige is. As jy nie gehoorsaam is aan die woord van God nie, dan beteken al die goed niks nie. Dis useless vir God. En weet julle wat is ironies hiervan? As ek, wat François, skynheilig is, gaan julle deur my sien. Eventually gaan julle deur my sien. Julle gaan sien ek is skynheilig. Maar weet julle wat? Ek gaan julle ook sien. Ek gaan deur julle skynheiligheid ook sien. Dit is hoe God dit ontwerp het. Ons gaan mekaar se skynheiligheid raak sien. Ons moet mekaar se skynheiligheid raak sien. Want as ons deel is van hierdie liggaam, moet ons mekaar se skynheiligheid aanspreek. Daar's een klad op die Christenkerk se naam en dis skynheilige gelowiges. Skynheiligheid. Dit is die kwaal van die breë Christenkerk in die tyd waarin ons leef. Hierdie basiese beginsels van die Christen lewenstyl word nooit aangespreek nie. Mense word oppervlakkige lering gegee. Die borsharnas wat hulle kry is soos papier. Sommer 'n sterk wind skeer dit stukkend. En mense se appelkarre word omgegooi en hulle lewens val uit mekaar uit. En dis hoekom gelowiges struggle. Dit is hoekom ons ken ware gelowiges, maar hulle struggle geestelik, want hierdie fondasie is nie gelê nie. Hulle soek antwoorde op al die verkeerde plekke. Hulle gaan koop boeke, hulle kyk seminare, hulle kyk YouTube video's, hulle doen programme, en hulle kyk nooit na hulle eie lewenstyl. En dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Jou eie lewenstyl. As jy 'n gelowige wil wees, wat 'n impak op die koninkryk van Christus wil hê, en as ons 'n kerk wil wees, wat 'n geestelike impak wil hê op hierdie omgewing, dan moet ons die volle wapenrusting van God aantrek. En ons moet dit ernstig opneem. Ek wil afsluit met wat Petrus geskryf het in 1 Petrus 1 vers 16. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Die borswapen van geregtigheid is 'n heilige leefstyl. Dit is so eenvoudig soos dit. Trek dit aan, hou dit aan, en moet nooit sonder hierdie borswapen wees nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, Here, hierdie is hard. Hierdie is harde woorde, Here. Dis woorde wat nie vir ons lekker is om te hoor nie, want as daar nou een ding is wat die mens nie wil doen nie, Here, is dit om sy eie hart te ondersoek.
Ons hou nie daarvan die Here, want ons is te trots om te erken, ons is sondaars, Here. Ons is te trots om te erken, ek het verkeerd gedoen, Here. Here, ons is te trots om te erken, ons het U nodig. Here, ek wil elkeen wat hier sit volgende opdra aan U. En ek wil vir U vra, werk in hulle harte, Here. Laat hierdie woorde van U wortel skiet, Here. Here, U het vir ons gesê in Johannes 10 vers 10, dat U gekom het om vir ons 'n lewe van oorvloed te gee. En hierdie oorvloed, Here, is vrede. Here, hierdie oorvloed is vreugde. Hierdie oorvloed is blydskap, Here. Hierdie oorvloed is liefde, Here. En meeste van ons het dit nie. Want ons ondersoek nie ons eie harte nie, Here. Ons kyk nie na die sonde in ons eie lewe nie. Here, sonde is die ding wat U seun aan die kruis laat hang het. Dis as gevolg van ons sonde dat U nodig gehad het om U enigste seun te offer. En steeds hou ons aan daarmee. Here, vergewe ons asseblief vir die sondes in ons lewe, Here. Geef ons die wysheid en die insig dat ons die sonde in ons lewe sal aanspreek, Here. Dat ons soos Paulus sê, ek jaag na heilige lewe, Here. Dat elkeen van ons jaag na heilige lewe, Here. Here, en elkeen van ons wat die begeerte het om heilig te wees, Here. Brand ons, dat ons suiwer kan word, Here. En ons as 'n gemeente, Here, ons het die begeerte om U te verheerlik, Here. Verander ons, doen in ons gemeente wat U goed dink, Here, sodat ons heilig kan wees, sodat ons U kan verheerlik, Here, sodat ons geestelike vrug kan dra vir hierdie donker gemeenskap, Here. Here, ons eer U dat ons weet dat hierdie gebed wat ek nou voorvra, sal U doen. En U sal dit verseker nie doen soos wat ons dink dit moet gedoen word, Here. Ons weet dat hierdie heiligmakingsproses is moeilik, Here. Hierdie heiligmakingsproses is seer, Here. Ons moet dinge opgee in ons lewens. Ons moet dinge uitsny in ons lewens. Ons moet selfs mense in ons lewens uitsny, Here, sodat ons gehoorsaam kan wees aan U. Gee ons die wysheid om dit nog steeds in liefde te doen, sodat U verheerlik word. Ons eer U daarvoor, Here, dat U 'n wonderlike God is, dat ons U hierdie dinge kan vra. Here, maak ons gehoorsaam aan U seun, Here. Ons vra hierdie dinge in U wonderlike seun Jesus Christus se naam. Amen.